Dis lang naweek, so ons is maar uil gesaai en volgende naweek is weer lang naweek. Ek dink die kinders op hierdie stadium het meer vakansie as wat hulle skool gaan. Maar dit is vir hulle nou natuurlik baie lekker. Maar die res van ons by die huis moet nou allerhande goed uitdink om hulle besig te hou. Ek het 'n plan. Ons gee vir hulle almal van hierdie waaiertjies, laat hulle in die lande rondloop en al die soja's en goeders gaan begin droog waai, sodat die ouens kan begin stroop. Nou ja, ons teks vanmôre is uit Handelinge hoofstuk 3, vers 12 tot 19. Ons kyk na die groter perikoop, maar ons gaan fokus op hierdie 7 verse. En die tema is die evangelie bewaar onsself. Ons is besig met, of ons is in Paastyd. Dit is Paasfees dit was Paasfees, maar tussen Paasfees en Pinkster is dit Paastyd. En in Paastyd fokus mens nou natuurlik op die boodskap van Paasfees, wat nou natuurlik die opstanding van Christus is. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, en wat Petrus se optrede en opinie daar rondom was, nadat die ouens verstom geslaan het oor wat hulle gedoen het, maar net nou gaan ons bietjie daaroor gesels. Ons gaan begin deur lekker saam te sing vanmôre. Ons sing vanmôre, dis lekker as ek nou lang naweek, dis die ander lekker van lang naweek, is dat, nou nie dat dit nie lekker is om saam met die orgel te sing nie, maar as dit lang naweek is, dan sing ons lekker saam met die klavier en die gitaar, omdat hier minder mense is, dan sing almal lekker saam. So, ek wil vra dat ons staan en dan sing ons saam, ons begin met lied 215, besing die lof van Jesus saam, en dan lied 214, Here ons sal die loof, en dan ons is almal hier te saam, dis lied 164. Kom ons staan en dan sing ons lekker so. Oh,
So julle, ons almal ken mekaar, ons is nie vreemdeling, ons is nodig om so vir mekaar te blaf. Ons afkondigings, almal het 'n blaadjie gekry, vertrou ek. Soos ek reeds gesê het, is daar nou nie kategese nie, selfs die volgende Sondag. Ons gaan ook nie die kollekte in die banke opneem nie, dis deur kollekte vanoggend. En daar is ook deur kollekte vir Bybelverspreiding, maar sit dit maar net alles in, ons sal dit nou, wanneer ons die geld tel, dan sal ons dit nou maar net verdeel, sodat die Bybelverspreidingsgedeelte ook uittel. Al die ander afkondigings is daar, die slagbos en die beersterk, ons het nou al baie van mekaar gesê daaroor, so ek wil julle tog vra om asseblief daai twee projekte te ondersteun, as jy nog nie op plek bespreek het nie, doen so gou as moontlik, dis nou vir die beersterkete, en as jy nou nog nie 'n kaartjie gekoop het vir die slagbos nie, dit is nou einde van die maand, dit is die goedkoopste vleis wat jy kan kry as jou kaartjie getrek word. En dan natuurlik die komberse, Postnet, die gemeenskapsprojek, die komberse vir die ouer mense. En wat ek laas ook gesê het, indien daar iemand is wat komberse wil skenk, en jy wil nie noodwendig wollies toe ry om te gaan aflaai nie, is julle welkom om dit hier by die kantoor te kom aflaai, dan sal ek dit invat so toe. En dan die hengelkompetisie wat voorlê. Ons het verjaarsdae hierdie week, die 30ste verjaar Charlene, ek het daar nie gesien, die Johan Kok, hulle is ook nie hier vanmôre nie, hulle is ook almal kuggerig en siekerig, so hulle is ook nie hier nie. Hy verjaar die 1ste, en dan Annelien verjaar die 2de is. Sy? Nee, ook. En ook die 2de, Kyla, Pretorius. Die een van Kyla is daar nie, daar sy laagte. Iemand is dus vir 'n sjokolade anders. Hoe oud word Kyla hierdie week? 7. Dan by die voorbidding Sarel Koetsee, die agter by ons eie Mannie is nog in die hospitaal en oom Willie Koeglenberg en sy familie wat sy ma in die dood afgestaan het, hulle is ook lyk my nie hier vanmôre nie. Die begrafnis is donderdagoggend 11:00 en dan Lindy van Sail wat ook nou in die hospitaal is in Pretoria vir knieoperasie. En Jolandi is ontslaan, ek was by haar gewees, hulle sukkel nog om finaal by die oortjie by die klankie uit te bring, om te sê presies wat fout is, maar daar is 'n plan om nog ander dokters te gaan sien en nog opinies te kry, maar dit gaan beter met haar, maar nog nie goed. En dan Marius Kotse, wat op hierdie stadium erg sukkel met epileptiese aanvalle. Hulle het sy medikasie aangepas, hy is by die huis, maar asseblief maar aan hom dink op hierdie stadium. Dis dit vir die afkondigings. Ons aanvangswoord is Psalm 133, is 'n pelgrimslied. Die pelgrimsliedere weet hulle nou al in die tyd, is die psalms wat hulle gesing het en opgesê het op pad, terwyl hulle nou van waarheen af hulle gebly het, ook al gekom het op pad Jerusalem toe, om 'n fees te gaan bywoon of op pad na die tempel toe. En dan het hulle die pelgrimsliedere, so as jy nou in die psalms lees 'n pelgrimslied, dan is dit nou 'n psalm wat hulle opgesê het of gesing het, terwyl hulle so op reis was, op pad na Jerusalem toe of na die tempel toe. Kyk hoe goed, hoe mooi is dit, as broers ook saam woon. Dit is soos kosbare olie op die kop, wat afloop
op die baard van haar arm, wat afloop oor die kraag en sy klere. Met ander woorde, dit is baie seën. Dit is asof die dou van Hermon afkom op die Sionsberge, want daar beveel die Here sy seën lewe vir altyd. Daarom is dit so groot seën wanneer ons as gelowiges by mekaar kom en saam die Here loof en aanbid en prys en saam die geleentheid het om te kuier rondom die Here se woord, want boonbehalwe dat dit vir ons 'n seën is ons dan op daai manier ook 'n seën vir mekaar en ervaar ons God se seën soos die dou wat afloop van Hermon. En daarom is dit nie net sommer maar net van selfsprekend dat ons by mekaar kan kom om die Here te kan aanbid as 'n geloofsgemeenskap, so in die kerk. En moet ons mekaar elke keer herinner daaraan dat dit 'n ongelooflike groot voorreg is. Want boonbehalwe dat ons in mekaar se teenwoordigheid is ons ook in die teenwoordigheid by mekaar van die almagtige God. Daarom kan ek julle groet. Ek groet julle in die naam van God ons Vader, God die Seun en ook God die Heilige Gees. Ek gee nou geleentheid vir ons om net weer 'n bietjie stil te raak, stil gebed en net 'n bietjie weer onsself te oriënteer en voorbereiding om God se woord te ontvang. Amen. Ons gaan ons toetrede sittend in aanbidding saam sing, lied 157, vers 1 en 2, Here Jesus, ons is saam. Dis 'n belydenis, wat ons sê ons is hier teenwoordig, nie net in God se teenwoordigheid nie, maar ook om hom te kom opsoek, soos die bekende teks in Habakuk 3, soos 'n wilsbok smag na water, so smag ons na die Here. En dit is hoekom ons hier is. So kom ons doen dit bidend as 'n belydenis en as 'n gebed. Dankie vir al die genade en die seën. Dankie dat ons elke dag kan uitsien daarna dat U vir ons 'n splinternuwe sonsopkoms gee, so skuldig teen die hemel, om ons te bederf. Dankie dat dit 'n teken is dat U betrokke is, nog steeds. Dat U nie daar ver, daarbo, op 'n troon sit en apaties net toekyk, maar dat U
elke dag in ons lewens werkbaar besig is. Dankie Here dat ons daardeur kan beleef dat dit 'n getuienis is dat U in ons lewens ook betrokke is. En dat U moeite doen met ons. So deur die woord, deur die skepping, deur mekaar. Daarom kan ons daarna uitsien, om U nie net te ontmoet, maar dat U vanmôre ons weer gaan kom rig en onderrig in die evangelie. Dankie dat die evangelie lewend is, en ons wil daarom vra dat U deur die lewende evangelie ons vanmôre weer sal kom inspireer om te groei in ons verhouding met U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Handelinge 3 gaan oor die gedeelte waar die disippels, of daai staan nou die apostels, nog steeds die godsdienst beoefen, en hulle is nou, Petrus en Johannes is op pad om op die gebedsuur na die tempel toe te gaan, om saam te gaan bid, en so kom hulle toe nou, soos wat hulle deur die tempel, die mooi poort, soos wat hulle deur die tempelpoorte gaan, is daar 'n bedelaar wat daar lê, wat al vir baie jare daar lê, en almal wat daar deurkom, smeek vir almoses, met ander woorde vir R5 vir 'n brood. En die mense gee dan nou altyd, en dis hoe hulle dan nou vir hom sorg, en hoe hy aan die lewe bly. En toe hulle weer, Petrus en Johannes, toe hulle nou so deur die poorte gaan, en hy hulle sien, toe vra hy vir hulle ook, vir almoses, en dis toe wat Petrus vir hom hierdie bekende woorde sê, goud, silwer, die het ek nie, maar wat ek het, die wil ek vir jou gee vanmôre. In die naam van Jesus Christus, staan op, pak jou goed op, staan op, en loop. En hy, Petrus vat toe die man se hand, soos wat hy bedel, en hy vat toe die man se hand, en toe hy die man se hand so vat, toe help hom op, en soos wat hy hom ophelp, toe raak sy bene sterk, en alles herstel, en kom weer in lyn. En toe het hy sommer daar, saam met Petrus en Johannes, in die tempel ingegaan, en God geloof en prys vir sy genesing. En die mense het hom toe nou erken, as die bedelaar wat die hele tyd daar gelê het. En soos wat hulle toe nou verstom staan oor die feit dat hy genees is, en ook in die tempel inkom, en God loof en prys, nou staan hulle so verstom, en hulle weet nie wat om hiermee te doen nie. En dis toe dat Petrus met hulle praat. En toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek, Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man loop? Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus sy dienaar goddelike eer gegee, aan hom, vir wie julle uitgelewer en voor Pilatus verwerp het, toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman na die lewe toe, doodgemaak. Maar God het hom uit die dood opgewek. En daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle almal. Nou weet ek, broers, dat julle, net soos julle leiers, in onkunde gehandel het. Doch het God reeds vroeër by monde van al die profete aangekondig dat Christus sou ly. So het hy dit nou laat gebeur. Daarom bekeer julle, kom tot inkeer, en dan sal God julle sondes uitwis. Ek wil net 2 kante aantekeninge maak, voordat ons dan oor dit gesels. Die eerste is dat ons in hierdie vers 19 2 baie belangrike teologiese nuances moet raak sien.
Die eerste, wanneer Petrus sê, daarom bekeer julle en kom tot inkeer, is dit nie 'n verwysing na die bekering soos wat telke male na verwys word deur flamboyante predikers nie. Bekering is nie hierdie moment soos wat hier gewys word en oor die algemeen in die Grieks. En toe Jesus met Nicodemus gepraat het in Johannes hoofstuk 3, is dit nie hierdie oomblik wat jy omkeer en dan ewe skielik nou drink jy nie meer bier nie en jy rook nie meer nie en jy kuier nie meer saam met jou pelle. Dis nie wat bekering is. Bekering en om tot inkeer te kom beteken letterlik in die Grieks om te draai en die manier hoe jy dink en dit waarvan jy oortuig is. Jy word anders oortuig, dan verander dit jou denke en dan op grond daarvan gebeur die res, soos dat jy dan nou begin om jou lewe te rig volgens jou nuwe denke. Daarom praat Paulus ook in Korintiërs wanneer hy sê God vernuwe ons denke, en in 2 Korintiërs wanneer hy sê ek is nuut, ek het saam met Christus opgestaan. Met ander woorde, ek leef nie meer uit hierdie oortuiging dat ek sterflik is nie, maar daarom sê hy, dood, waar is jou oorwinning, dood, waar is jou almal? Wanneer hy sê dat nou leef ek in Christus, so ek leef uit hierdie oorwinning van die opstandingskrag van Christus, dit waaroor ons gesels in Paastyd. En dan sê hy, dan sal God julle sondes uitwis. En hierdie is belangrik om hier raak te sien, want hier sien 'n mens dat sonde is nie 'n werkwoord, dit is 'n selfstandige naamwoord, dit is 'n toestand waarin jy verkeer, die toestand om afgesny te wees van God af. En wanneer jou sonde dan nou uitgewis word dit gedoen deur die opstandingskrag van Christus, om te sê, jy is nie meer in daardie toestand. En so as jy nou nie meer in daardie toestand is nie, beteken dit letterlik dat jy kan dit nie meer doen nie. As jy nie vuil is nie, dan kan jy nie vuil optree nie. As jy nou verstaan wat ek sê. So, dit beteken letterlik dat op grond van die feit dat Jesus homself openbaar het, dat Jesus in sy menslike manifestasie God aan mense kom openbaar het, en uit dit wat hy gedoen het, die kruisgebeure en die opstanding, is daar nie meer daai skeiding nie. En as jy daarvolgens jouself oriënteer jy ook nou natuurlik jou denke en dit wat jy doen, so dan leef jy daarvolgens. En dis wat Paulus hier bedoel. En dis Petrus hier bedoel. En dit is belangrik om hierdie goed raak te sien, want dan ewe skielik maak 'n klomp ander teologiese redenasies sin. En begin jy besef dat van hierdie lik raak sommer pink teologie goed net kleinlik snap. En in hierdie gedeelte word daar 4 aspekte aangespreek wanneer Petrus met hierdie Jode praat. Hy spreek 4 aspekte aan. Ons gaan dit nou so een vir een gou vinnig na kyk. Geloof, versoeking, bekering en hoop. Maar in Handelinge hierdie vers 22 tot 26, lees ons ook in vers 15. So het julle hom, die leidsman, na die lewe toe doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek en daarvan is ons getuies. Hulle was nie ook getuies. En hy praat hier spesifiek oor die kruisgebeure en die opstanding. En dan sê hy vir hulle, moenie so verbaas wees nie. Ek verstaan dat julle is verbaas, want julle tree op uit onkunde. Julle verbaasendheid is omdat julle onkundig is in die feit dat Christus wel die Messias was, en dat hy opgestaan het uit die dood uit. Julle het dit nog nie aanvaar nie, julle weet dit nog nie, julle gedagtes is nog nie daarvolgens gerig nie, julle het nog nie tot inkering gekom na dit, want julle erken dit nie. As jy dit nie erken nie, gaan jy dit nie sien nie, of herken nie, gaan jy dit nie sien nie, dan kan jy dit nie erken en bely nie, en daarom kan jy nog nie jou lewe daarvolgens rig nie. So, dit wat hier vandag gebeur, is 'n sprekende voorbeeld, dat jy dit nou moet herken, bely, erken,
sodat julle ook daaruit kan leef. Moenie soos die vorige ouens nog vasgevang bly, die ouens wat daarvoor verantwoordelik was om julle te leer soos wat julle geleer is en dit uiteindelik verhoed dat julle Christus erken vir wie en wat hy is. En dan kom hy by die kern van ons teologie ook uit, deur dan nou 4 aspekte aan te spreek. Die eerste is nou natuurlik die geloof, dit is nou in vers 13 tot 15. En daar sien 'n mens hoe dat Petrus in dit wat hulle gedoen het, Petrus ook nou sê, kyk, baie mense sê X, Y en Z. Baie mense probeer vir julle sê, Jesus was nie die Messias nie. En dit nou op grond van 'n klomp boksies wat nie afgetik word deur Jesus. Hy was nie in 'n paleis gebore nie, daar was nie hierdie groot aankondiging nie, hy was nie 'n koning nie, hy verstaan, so daar's 'n klomp tik boksies volgens die Jode wat die Messias moes aftik, sodat hulle hom erken as die gesalfde, die koning van Israel, wat hy nou nie doen nie. Hy kom nie uit 'n profetiese lyn nie, hy kom uit die nageslag van Dawid, maar hulle erken hom nie as die gesalfde. So baie mense probeer om julle anders te oortuig, terwyl ons as gelowiges, ons erken hom wel as die Christus. En omdat ons hom erken as die Christus, daarom weet ons wat die kruisgebeure was. Dat dit eintlik deur die profete reeds aangekondig is. En dat hy opgestaan het uit die dood. Baie mense sê, dat jy moet nog X, Y en Z doen. Jy moet nog die kultus nakom, jy moet nog die feeste gehoorsaam en al die goeie, sodat jy uiteindelik aanvaarbaar is om as 'n gelowige geken te word. Ons as gelowiges, ons weet, op grond van die evangelie, weet ons, dat jy kan niks daartoe bydra nie. Jy kan niks verdien op grond van die manier hoe jy optree, of die feit dat jy na die kultusse nakom, of die feit dat jy die feeste nakom, of wat ook. Dit alles doen jy in reaksie, nie sodat jy uiteindelik daardeur jou verlossing kan verdien nie. So hy maak 'n paar vergelykings, en dan dit wat hier gebeur met die verlamde man, is die sprekende voorbeeld van hoekom dit juis so is, dat die evangelie lewend is. En dan word ons eintlik gekonfronteer met die vraag soos hulle ook. Wat maak dan van iemand 'n Christen? Die feit dat jy die kultusse nakom, die feit dat jy kerk toe gaan, die feit dat jy jou tiende in die sakkie of in die bordjie gooi, die feit dat jy onderdompel is, die feit dat jy 'n dag en 'n datum, 'n bekeringsdag en datum het, of die feit dat jy tot inkeer gekom het, met ander woorde dat jy jou gedagtes verander, weg van dit wat oorspronklik veronderstel was om in jou keelgat afgedruk te word, en jy nou op grond daarvan 'n klomp idees het, of die feit dat jy erken dat Jesus die Christus is, die kruisgebeure en die opstand bely. Wat maak jou 'n Christen? En dit wat Petrus hier vir hulle sê, is eintlik dit, jou kernbelydenis. Dit maak van jou 'n Christen. En omdat jy dit bely, op grond daarvan begin jy dan nou om jou lewe te rig daar volgens. As jy nie van beter weet en jy het griep, baie mense het op hierdie stadium, nou weet jy nie wat dit is nie, dan weet jy nie om die simptome te hanteer nie, dan tree jy uit onkunde op, dan word jy al sieker, en dan uiteindelik kan jou lewe bedreig word, omdat dit omsit in dubbelongontsteking, of wat hulle kan die geval mag wees. So, jou onkunde, omdat jy nie van beter weet,
kan bedreigend wees. Maar, as jy nou griep het, en jy weet mos nou al teen die tyd van ons weet mos nou wat die mediese wêreld, die mediese kennis op hierdie stadium is, weet jy kan apteek toe gaan en jy gaan kry X, Y en Z, of jy gaan dokter toe, en die dokter skryf van jou antibiotika voor, of wat ook. So, dan tree jy op as 'n kundige, nie omdat jy 'n kundige in die mediese wêreld is nie, maar jy tree op uit jou kundigheid om te weet, ok, dit is griep, of dis die simptome van griep, of wat ook al, so, nou moet ek X, Y en Z doen, dan leef jy mos nou, en dit is presies hoe dit werk met geloof. Jy het die onkunde, leef uit onkunde uit, en dan sit dit vir jou bedreiging, of jy kom tot inkeer, dan word jy verander jou denke, jy begin om van beter te weet, en dan rig jy jou lewe daarvolgens. Dis geloof. Is om jou hele lewe te verander en daarvolgens te leef, al kan jy dit nie noodwendig tasbaar sien of verduidelik. Maak jy saak hoe goed die mediese wêreld is, griep bly griep, en hulle het nog steeds nie, hulle behandel die simptome, maar hulle kan nog steeds nie die oorsaak daarvan keer, al gaan jy vir griep inspuit, dit bly griep. Wanneer Petrus nou met die ouens hierdie goed praat en hy probeer kommunikeer, dit wat ek ook nou vanmôre probeer kommunikeer, dan sê hy vir hulle ouens, ek kan die evangelie op jou afdoen. Jy moet self tot daai besef kom. Ek kan julle nie dwing. Niemand kan julle dwing om in Christus te glo en om te erken en te bely. Niemand kan dit. Jy moet self tot daai besef kom, dit self bely. En nie voordat jy dit met jou gebeur, gaan jy nie tot inkeer kan kom. Dan gaan jy in onkunde bly voortploeter. Die tweede ding wat hy aanspreek, spesifiek in vers 12 verwys daarna, is versoeking. Want sien, solank as wat jy nog in hierdie onkunde voortploeter, so lank gaan jy in die versoeking bly om nie daarvolgens te leef. Nou, 3 aspekte word aangespreek. Die eerste is bediening. En ek praat nie net van 'n dominee of 'n pastoor wat wil sy bediening nie. Ons is almal se bediening. Want ons is almal bedienaars van die evangelie. As jy eenvoudig net in liefde optree of vir iemand 'n glimlag gee en Pick n Pay of so by die hoek of dan bedien jy iemand met die evangelie, wat jy bedien naaste liefde. Maar daar's 'n groot bedreiging daar, 'n versoeking, om wanneer jy jouself sien as 'n bedienaar van die evangelie, om van jouself meer te dink as wat jy veronderstel is. Want jy dink jouself beter as iemand anders. Ek erken Christus, ek weet dis Christus. Jy weet nog nie. Dan maak jy van Christus 'n lapel op jou baadjie. En nie een van ons kan daarop aanspraak maak nie. Niemand van ons verdien dit om in Christus se naam te kan bedien. Petrus het vir daai man gesê, ek kan nie meer, maar wat ek het, sal ek vir jou gee. In die naam van Jesus Christus. Hy het nie na hom toe gegaan en gesê, luister, kom ek maak jou gesond, of ek weet wat fout is, en ek help jou reg. Daai kant goed sien. In die naam van Jesus Christus. Dis die een wat vir hom die mag gegee het om jou te kom help. En natuurlik opvoeding. Want en dis 'n ongelooflike groot gevaar. Julle vandag nog steeds in ons kultuur, in die geloofsonderrig
al daai, dat ons maak kinders groot as 'n klein kloon van onsself, want ek is grand. En as ek wil hê my kinders moet grand wees, moet hulle spieelbeeld, 'n klein kloon wees van my, dan sal hulle ook grand wees. Jy is toe nou nie so grand soos wat jy dink, hoor, sorry, of jou te sê. Jy is baie oulik en ek hou van jou, maar jy is so grand dat jy jou kinders as 'n kloon van jou maak die kinders groot om klone van Jesus te wees. Dan kry jy dit reg om jou kinders groot. Jy maak jou kinders groot in lyn met die woord. Want jy het maar 'n klomp flaws, jy het maar 'n klomp foute. Jy weet nie noodwendig alles nie. Of dink jy het alle wysheid in wag. Jou kinders kan heel moontlik dalk by iemand anders iets leer wat jy nie weet nie. En dit gebeur in nederigheid. Nie in die idee dat jy van jouself 'n afgod kan maak. Daarmee sê ek nie, jy is stupid of wat, of glad nie. Ek hou van jou, soos wat jy is. Ek is ook maar feilbaar. Maar moet asseblief toch nie soveel van jouself dink dat jy jou kinders groot maak om te wees soos wat jy is. Maak hulle groot soos wat hulle om te wees soos wat Jesus was. En die derde natuurlik is, en dit gebeur so baie, ek kry so baie aan boodskappe en goed op sosiale media waar dit nog steeds gebeur, dat mense hierdie gebede bid en dan probeer hulle God manipuleer om God voor te skryf. En nou is die gevaar dat omdat ons op daai manier bid, maak ons kinders groot met die idee dat hulle God kan manipuleer, dat God 'n rubberarm het en hulle kan daai rubberarm dra om te kry wat hulle wil. Dit is skrikwekkend. Julle, die goed wat op sosiale media versprei word, dan is daar hierdie plasing op Facebook. Hierdie week, ek bid God se guns oor jou, hierdie week spreek dit net, en dan sal jy hierdie week kry wat God vir jou beplan, en dan sal dit goed gaan. Goeie grond, en dan aan die einde van die week, dan lê jy siek in die hospitaal, dan wonder jy, wat het gebeur? Hoekom gee God nou nie vir my wat ek verdien nie? Ek moet eintlik 'n cruiser en 'n goeie oes hê, nou lê ek siek in die hospitaal. En dan wil jy God blameer. Moenie val vir daai teologie nie asseblief. Dis 'n versoeking. In wese is dit 'n versoeking om jou fokus te verskuif. Moenie daar gaan nie. Geen enkele persoon, maak nie saak hoe flamboyant daai pastoor is of hoe goed hy klink of die stemboodskappe wat hy uitstuur. Ek kan nou 'n klomp name noem. Stemboodskappe wat uitgestuur word of die videoetjies wat gemaak word. Maak nie saak hoe goed hulle lyk nie. Hulle is mense. Geen enkele persoon is groter as die evangelie of het eienaarskap om die evangelie te gebruik vir eie gewin. Julle, asseblief, dis 'n versoeking. Daai ouens dis 'n versoeking om jou fokus weg te lei, sodat jy op hulle fokus en op hulle bediening fokus en op wat hulle sê fokus in steede van Jesus Christus. Die tweede, en dit is natuurlik wat gebeur het met die Jode, wat uiteindelik veroorsaak het dat hulle nooit Jesus erken het, wat hulle kon hom nie sien vir wie en wat hy is, en wat hulle so gefokus op Elia en die priesters en die hoëpriesters en die profete en al daai, dat Jesus hy het voorgestaan, hy het hom misgedoen.
En dan natuurlik, soos wat ek nou net gesê, die bekering. Nou, 'n ontmoeting met Jesus Christus gaan lei tot bekering. En selfs al is dit omdat jy in die kerk groot word en jy groot word in hierdie geloofsfamilie en omdat jy groot word in hierdie verhouding met Jesus Christus, dat jy nie noodwendig 'n bekering het soos in 'n dag en 'n datum en 'n spesifieke tyd en wat ook al alles in, maar dat dit 'n lewenslange proses is wat dit eintlik is. Elke dag is 'n bekeringsmoment. Elke oomblik wanneer jy gekonfronteer word met versoeking of met die verkeerde optrede en jy kies dit wat reg is, dan is dit 'n bekeringsmoment. Elke dag, so dit bly 'n lewenslange proses. Maar wanneer jy Jesus Christus ontmoet, of dit nou is soos wat jy groot word of nie, of dalk op 'n spesifieke dag, wanneer jy Jesus Christus ontmoet en hom erken, leer ken en 'n verhouding met hom het, dan kan jy dit nie ontken nie. Klaar. Nie eers die geskiedenis, die stories, kan Jesus Christus ontken. Selfs die wat Christus nie erken as God nie, kan nie anders as Jesus, as die historiese feit dat Jesus Christus op aarde geloop het. Hulle kan dit nie ontken. Die kruisiging kan hulle nie ontken nie. Die graf is leeg, hulle kan dit nie ontken nie. Hulle probeer om dit nou allerlei ander verskonings aan te bied en probeer nou sê maar dit is sy liggaam is verwyder deur sy disippels, of wat ook al die geval mag wees. So hulle het daar 'n klomp ander verskonings, maar dit staan, dis historiese feite. En wanneer jy Jesus Christus in jou lewe ontmoet, of jy sien hom raak in die skepping, soos die betrokkenheid van God in die skepping deur die blare wat se kleur op hierdie stadium verander. Jy kan dit nie ontken nie. En die oomblik wanneer jy God bely daarin, wanneer jy sê maar dit is God se skepping, dit is God wat dit bewerkstellig, dit is God wat die reën gee, wat ook al die geval mag wees, dan begin jy om God te bely vanuit hierdie dryf in jou, wat in die krag van die Gees is, dat jy nie anders kan nie as om te sê maar, dis Jesus Christus, niks en niemand anders, dis God, niks en niemand anders. En dan is transformasie gelyk aan bekering. Want elke dag se erkenning, belydenis, is 'n transformasie oomblik, moment, wat dan 'n bekeringsmoment. Petrus het daar die man gehelp en in die krag, die opstandingskrag van Jesus is hy toe nou genees. En net daar weer is die Jode gekonfronteer en is mag op sy kop gekeer. Want die idee is mos by hulle gewees, dat as jy nie 'n profeet is nie, dan mag jy nie iemand bekeer, gesond maak of in die oomblik as jy dit doen, dan soos wat hulle gedoen het met Jesus, dan word jy uitgekry as die een of ander ambassadeur van die duiwel en gebruik die demoniese magte om mense gesond te maak. Want jy dra nie die regte witboortjie in jou nek. En daar is so baie idees wat daar rondom geskep word, dat jy moet X, Y en Z wees, of voorens jy mag sê dat jy die evangelie bedien. En omdat daai goed afgedwing word, het baie mense vandag nog steeds hierdie idee dat ek kan nie vir tannie Susan wat siek is, gaan bid nie, die dominee moet dit doen, want die dominee is ons met die dominee. Ek kan dit nie doen nie. Dis nonsens.
Die dominee gaan ook by haar uitkom. Maar jy kan net so wel ook wel gaan koffie drink en jy gaan dieselfde inmaak. Nee, dominee hoef dit nie te doen. Ja, as deel van sy werk, maar jy kan dit maar gerus ook doen, maar N.P. van Wyk Lou het hierdie verskriklik mooi gedig geskryf, Byteltjie. Hy sê, ek kry 'n klein byteltjie en dik kom en hy klink. Toe sluip ek en ek sluip hom totdat hy klink en blink. Ek sit 'n klippie op 'n rots. Mens moet jou vergewis, 'n bytel moet kan klip breek as hy 'n bytel is. En ek slaap hom met my byteltjie en die was sterk genoeg. Daar spring die klippe stukke, so skoon soos langs voeg. Toe, onder my 10 vingers, bars die grys rots middeldeur en langs my voete voel ek die sagte aarde skoon. Die donker naad loop deur my land en kloof om wortel toe, so moet 'n bytel slaan wat 'n bytel is of hoe. Dan met 2 goue afgronde val die planeet aan 2 en oor die kraan se kokend verdwyn die vlak groen see. En op die dag sien ek die nag daar aan die ander kant gaan oop met 'n bars wat van my bytel dwars deur die sterre. En wie van my het hier evangelie saamgevat. Hy met die klein impak wat hy gemaak het hy die lig wat oopbreek vir die wêreld rondom. Klein byteltjie. Ek met die bakkie beskuit wat na die siek oom toe gaan. Het die lig in sy lewe laat deurbreek en heel moontlik vir hom hoop gebring, toe dit vir hom donker was. Want ek was bereid om net te gaan koffie drink en koekies te vat. Al is ek nie 'n dominee nie. En wie van Wyk Lou, die karakter in die gedig, hy was nie 'n beeldhouer nie. Hy het 'n byteltjie gevat en 'n klip gekap. Hy het 'n reuse groot verskil gemaak. En daarom hierdie boodskap van Petrus nooi ons uit om Jesus te erken as die Christus en jouself opnuut of dalk vir die eerste maal met hom te assosieer. Dit is om jouself aan hom te verbind. Maak nie saak wie jy is. Die boodskap nooi ons uit om Jesus te gehoorsaam en om jouself, dit wat jy dink, doen en sê, in kort met ander woorde wie jy is, aan hom te oriënteer. Nie vir wat op jou afgedwing word, wat goed klink en lyk op sosiale media. Ons nie geheime agente in die God se koninkryk. Almal is ambassadeurs van Christus. Daarom is daar hoop. En kan jy weet, die sterre, soos met die byteltjie, die dag kan breek. Sal, al kan jy nie op hierdie stadium stroom nie. Sal gebeur. Die oorsaak het. Maar die hoop is in Christus. Niks in iemand anders. Amen. Ons bid, Here,
U is die almagtige God, U is in beheer, en ons erken dat ons, wat ook al ons doen, dat dit suksesvol sal wees, solank as wat ons dit in U naam doen. In ons eie naam, dan gaan die vyand dit wegvaar. Wanneer ons dit in U naam doen, dan verander dit ergens, selfs ons eie. Doen dit asseblief. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou afsluit, staande, met die 308, vers 1 tot 5, neem my lewe, en ons sing dit bietjie op die wysie van die Green Beret. En dan gaan ons bly staan, seënuitspraak, en die sin van amen aan die einde, en kom drink toch maar saam met ons 'n koppie koffie na die tyd, om nie dadelik huis toe die agter. Niks jaag nie, is lang nou, en bring saam met ons 'n koppie koffie. Sterkte aan al die ouers en al die onderwysers wat in 3 weke nou moet probeer dissipline handhaaf tussen 2 lang naweke, dis 'n nagmerrie, ek weet. Sterkte daarmee. Geniet jou week en gaan ervaar hoe dat God jou byteltjie gebruik om 'n lig te laat deurbreek in ander mense se lewens. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en nabyheid van die Heilige Gees sal by elkeen van